Goeiemôre, dit is die NG Gemeente Denysville se ewediens of die boodskap dan op Sondag 14 Junie 2026 Kalishiel. Ons lees vanoggend uit Handelinge 8 uit. Handelinge 8 vers 1 tot 8, ook vers 25 en in hoofstuk 9 van Handelinge 9 vers 10 tot 19. Ek sou baie meer dele wou saamlees vanoggend, dat jy self in die woord kan sien wat daar staan. Maar kom ons volstaan net met hierdie paar vereers. En ek is baie opgewonde oor wat die Here in hierdie gemeente doen. Wat ek in Denysville sien gebeur. Ek is ook opgewonde oor waarmee hy in my eie lewe mee besig is en ander mense se lewens wat ek sien, en ek sien ook hoe die Here werk in Valmarina en in Oranjewil, van die ander plekke wat ek ook kom. En as die Here wil, deel ek volgende Sondag met u so kortliks 'n paar dinge van hoe die Here in hierdie gemeente al gewerk het en wat hy gedoen het. 'n maand of so gelede, een Saterdagoggend, kry ek hierdie oproep. Iemand wil my dringend kom sien oor iets wat op die persoon se hart begin druk het, swaar op die hart gelê het, en dan moet ons gesels. En ek is oortuig na daardie gesprek, dit is die Heilige Gees aan die werk. Soos die saak al meer begin vorm aanneem het, en gegroei het, en dinge rondom dit gebeur het, en die bazaar, en barmhartigheidswerk, en klomp ander goed, kan ek nie anders as om vanoggend sommer net weer opgewonde te wees, oor waarmee die Heilige Gees besig is. En ek is bang jy mis uit. Ek wil jou regtig saam hê in hierdie beweging van God. Dit is al 'n geruime tyd wat ons bid vir herlewing. Ek en Dirk, die kerkkantoor, die kerkraad wil graag saam met jou in hierdie beweging wat die Heilige Gees begin het, saam dien en beweeg. Gemeente wees is om te beweeg as 'n groep agter Jesus aan, as sy liggaam. Ons is mense van die weg. Jesus is vir ons die weg, die waarheid en die lewe, en ons is op pad saam met hom, onder leiding van sy Gees. Maar kom ek verduidelik bietjie meer. Ek was jare gelede so iets wat in die sop, toe ek 'n kinderdiens gehou het rondom die manne se groot trots. Hulle groot 4x4 bakkies. Ek het oor geloof gepraat. En geloof is iets wat geleef moet word. Dit is nie iets wat jy net het nie, besit nie. Jy moet dit gebruik vir wat dit bedoel was. Alles was verkeerd op by daardie punt toe. Die moeilikheid het gekom toe ek dit met die 4x4 bakkies vergelyk en sê, wat is die punt van 'n 4x4 bakkie as jy dit net so dan en wan gebruik met dit ry? En as jy dit doen, dan ry jy boonop net op die teer. En die res van die tyd staan dit veilig in jou motorhuis toegesluit. 'n 4x4 is mos gebou om nuwe wêrelde te ontken, om te werk en rowwe grondpaaie te ry. En vir die teer ook, ja. En vir Sondag se erediens toe gaan, ja. Maar 'n paar manne het daardie tyd nie van my vergelyking gehou nie. Ag, ek vermoed hulle was seker maar teerpadryers, teerpadmense. Geloof is net so. God gee ons 'n splinternuwe lewe. Jy weet van wedergeboorte. En hy sê, leef dit. Moenie na jou ou lewe toe gaan nie. Leef hierdie nuwe lewe, gebruik dit. Dis 'n nuwe lewe wat op die koninkryk van God gerig is. En wat jy leef vir die koninkryk van God en in die koninkryk van God. Na Jesus se oorwinning oor die dood het hy vir sy disippels en vir die vroue en ander wat saam met hulle in die boorvertrek weggekruip het, het hy gesê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Johannes 20:21. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Ons is gestuurdes. Die boek Handelinge vertel vir ons hoe het hierdie manne en vroue en al die ander gelowiges met hulle geloof gaan werk.
So kyk, as ek my beeld kan gebruik, as geloof 'n 4x4 bakkie was, hulle het met daardie bakkies gewerk en die wêreld op sy kop gekeer. Hulle het Jerusalem laat regopsit. Jerusalem het kennis geneem van die mense van die weg, die gelowiges. Hulle het kennis geneem van Jesus die verlosser wat lewens verander. Die Heilige Gees het gewerk en hulle was beskikbaar en die mense was beskikbaar. Hulle het saam geëet, saam gebid, saam vasgehou aan die evangelie. Hulle het vir mekaar gesorg en Jerusalem het geweet, hier was gelowiges tussen ons. En God het elke dag mense by die gemeente gevoeg. Hulle, die mense, die gelowiges, het hulle seile volgens die wind gespan. En die wind wat God gegee het die rigting bepaal. En daar was storms. Stefanus se dood. Die Joodse raad wat Petrus en Johannes gedreig het, op 'n stadium erg laat slaan het om hulle te probeer stil kry. Dit het nie gewerk nie. Hierdie mense se seile was reggespan vir die wind wat die Heilige Gees gegee het. En as jy iets van seilbote weet, die wind doen die werk. En die wind druk vir jou. En die boot kan nie anders nie, wil nie anders as om te beweeg. So met die tyd het dinge in Jerusalem dalk bietjie verander. Die gelowiges het nie meer so mooi gekyk hoe hulle seile span nie. Hulle die opdrag wat gesê het, julle sal die Heilige Gees ontvang, julle sal my, Jesus se getuie wees in Jerusalem, Judea, Samaria, tot die uithoeke van die wêreld, op sy gesit. Hulle het met die opdrag vasgehaak, hoofsaaklik in Jerusalem. Ek kan my indink dat hulle dalk gedink het, maar ons leef mos ons geloof. Ons is brandend vir die Here. En hulle was. Ek sou kon gedink het, hulle kon sê, my seile is mos gespan, ek glo mos. Toe breek vervolgings in Jerusalem uit. Die druk bou op. En dit is hier waar hulle seile meer volgens die wind wat God gee gespan het. Baie het gevlug. Party het in Jerusalem agtergebly en die werk daar bly doen. Onder hulle was die apostels, maar later lees jy ook dat daar ander was. En ons lees verder af in Handelinge nog meer van die gemeente in Jerusalem. Hulle het duidelik steeds hulle geloof daar geleef. Dit was reg. Die ander gelowiges het sover hulle gevlug het, die evangelie verkondig. Hulle het die hawe verlaat en hulle seile gespan en waar God ook al hulle heen geneem het hulle gedoen wat God gevra het. Hulle vertel dat Jesus die Seun van God is en redding net in en deur sy naam geskied. Handelinge 4 vers 12. En die apostels, hulle is onder andere Samaria toegestuur, soos die opdrag van die begin af was. En ons lees in 8:25 dat hulle op pad terug van Samaria af het hulle in al die klein dorpies die evangelie verkondig. Kom ek skets 'n paar prentjies van seile span na waar God die wind heen laat waai. Ons het nou al gewys op die gelowiges wat haastig uit Jerusalem pad gegee het. Wel in hoofstuk 8 lees ons van Filippus, hoe die Heilige Gees deur hom gewerk het. En in vers 6, en ek lees vir u, toe die mense hoor wat Filippus verkondig en die wonder sien wat hy doen, het hulle aandagtig na sy prediking geluister. Onrein geeste het met groot geskreeu uit baie mense uitgegaan. Baie wat verlam en krepeel was, is gesond gemaak. Daar was groot blydskap in daardie stad. Filippus het sy seile gespan, soos God gesê het. Die Heilige Gees het die resultate gebring. Ek en jy is nie veronderstel om oor die resultate dink nie. Ek en jy is veronderstel om te fokus op wat ons moet doen. Om met ons gawes uit te gaan en te doen wat God van ons vra. Ons gaan na waar God ons stuur. Ons doen wat hy vra en God maak die verskil. Ons span ons seile en ons vertrou dat God sal werk en ons weet God sal werk. Hy sal die stuurkrag voorsien. Ons doen soos 'n Dorcas.
Sy is ook Tabitha genoem. Sy het vir die arm weduwees gesorg. Ons doen so Stefanus tot en met sy dood. Hy het as diaken gedien. En toe hulle hom gevangene neem, toe preek hy sommer vir die Joodse raad ook. Probeer nie homself red nie, hy preek vir hulle. En die raad was so woedend, hulle het op hulle tande geknars, hoofstuk 7. En Stefanus, vol van die Heilige Gees, het hy opgekyk na die hemel, en die heerlikheid van God gesien, en Jesus wat aan God se regterhand staan. God het nog altyd gewone mense geroep, en hulle gebruik, en hulle gestuur. Die boek Rigters is vol van gewone mense, wat groot dinge in die Here se naam gedoen het. Waardeur hy se mense gered het deur gewone ouens. Otniel. Of wat van Gideon wat bang was en weggekruip het en deur God gestuur is. Nie wil glo dat God sê hy is 'n dapper man nie. Vroue soos Deborah. Vroue wat in die Bybel baie keer misken is in die Ou Testament en goed. God het haar gebruik om die volk te red. Dawid, skaapwagter, jongste in sy huis, sy pa het nie gedink die ouetjie is belangrik genoeg nie. God het elke keer die deurslag gegee. En Elisa, God het hom agter die ploeg en osse gaan uithaal. En ja, vir die uitsonderlike groot goed, het elkeen van hulle geweet, dit is God wat dit sê, en presies wat God wil hê. En God het die werk gedoen. God het elke keer die deurslag gegee. In die Nuwe Testament, die apostels, kos wat hulle. Jy weet, hulle is manne wat deur die rabbies al weggewys is as nie goed genoeg om verder in die wet opgeleid te word nie. Teruggestuur na die beroepe van hulle ouers, vissermanne, waar Jesus hulle gaan haal het, 'n tollenaar, ek weet nie wat sy ouers was nie, 2 manne met erge humure. Die Joodse raad het opgemerk dat Petrus en Johannes ongeleerde en eenvoudige mense was, Handelinge 4:13. Wat die Joodse raad misgekyk het, nie verstaan het nie, was dat hierdie einste, volgens hulle, ongeleerde en eenvoudige mense, vol van die Heilige Gees van God was, vers 8. En ek onthou dat Jesus in Matteus 10 vir hulle gesê het, om nie te bekommer oor wat in die howe gaan gebeur nie, want die Heilige Gees sal op daardie oomblik vir hulle gee wat hulle moet sê. Ek en jy is mos nou nie anders nie. Ons is ook Gees vervuld. Hy woon in ons. Span jou seile. God sal die wind gee. En die woorde gee. En die genesings en mense by die gemeente byvoeg. En die wind, weet ons, is wat die seilboot aandryf, die koers en rigting bepaal. God bepaal ons rigting. Ons gaan nie sommer net dinge probeer nie. God gaan ons wys. En hy gaan die resultate bring. So kom ons praat 'n bietjie rigting. So Filippus werk met groot sukses in Samaria. 'n engel van die Here het vir Filippus kom sê, Filippus, ek soek jou op hierdie pad langs die wat loop van Jerusalem af na Gaza toe. Nou die Bybel sê vir ons dit was 'n stil pad. Met ander woorde, dit maak nou nie sin om daar te gaan loop as die werk in die stad so goed aan die gang is nie. Dit was op dreef, man. En Filippus het die seilespan ding verstaan. Hy kies gehoorsaamheid. Hy gaan. En dan lees ons van die Ethiopiër, 'n man met 'n hoë pos aan die hof van die koningin daar. En die Ethiopiër, hy kom tot bekering. En die evangelie gaan Ethiopië toe. En as ek so sit en dink, staan en dink, is Ethiopië vir daai tyd seker so iewers op pad na die uithoeke van die wêreld toe. Ek onthou 'n man wat eendag my vertel het jare gelede dat hy 'n visie gehad het. Ek dink dit was nogal in 'n Pinkstertyd of in 'n week van gebed. Dat God hier vanuit die huis wil weer die lig wil laat skyn. Van hier af gaan nou lewens kom of iets in daardie lyn. En dit het wonderlik geklink.
Daardie man is al oorlede en hy het 'n klompie goed gebeur daarom. En ek wonder hierdie week toe nou, hoe sterk skyn die lig van hier af uit? Hoe helder? Is God nou besig om die lig helderder op te draai? En is ons besig om Jesus te leef en met mense oor Jesus te praat en om mense na Jesus toe aan te trek met hoe ons voor Jesus leef, met hom leef? Kan hulle die Heilige Gees sien werk en staan hulle verwonderd oor wat God doen? Ek sien in Handelinge 8 toe die mense van die dorpe God geloof en geprys het, daar waar die apostels gewerk het en die ander. Hulle het nie vir Petrus geprys nie, vir God. Hoe mense God raak gesien het en wat God deur gewone gelowiges gedoen het. Ek lees onlangs dat iemand gesê het dat 39 van die 40 wonderwerke wat ons van lees in Handelinge het nie in die eredienste gebeur nie, of wat ons eredienste sou genoem het nie, samekomste nie. Sommige was op pad tempel toe, ander het in mense se huise gebeur, of langs die pad. God werk nie net hier in die gebou nie. God werk hier elkeen van ons, enige plek waar hy wil. Is jy gereed? 'n laaste storie, die storie van Ananias. Kyk, nou Saulus het die mense in beroering gehad, hoofstuk 9. Hy het vir hulle bang gehad met sy vuur en ywer teen die gelowiges. Ananias was ook bang. En toe die Here hom roep, toe antwoord Ananias baie mooi. Hier is ek, Here. Ananias het goed geweet wie met hom praat, dat dit God is. Hy het presies geweet wat die Here vir hom sê ook. En toe die Here vir hom sê, gaan bid vir Saulus, daar in Langstraat, persoon tot persoon, toe slaan die skrik en bang deur. Toe kom die verskonings. Maar God is nie 'n God vir verskonings nie. Moses moes maar gaan. Gideon moes maar gaan. Ananias ook. En hy het gaan doen soos die Here beveel het. En Saulus kon weer sien. En Saulus het Paulus geword. En die evangelie het tot die uithoeke van die aarde gegaan en vandag lees u en ek nog steeds Paulus se briewe. Groei hy nog steeds ons geloof deur wat ons lees. Ek glo dat die Heilige Gees nou 'n nuwe hoofstuk skryf. As jy wil 'n Handelinge deel 7 of wat ook al. Handelinge is tog geskiedenis van die kerk van die eerste gemeente, so ek weet nie by watter boek ons nou sal trek nie, maar en ek wonder of ek en jy in ons stories saam met God ons gehoorsaamheid ook die stories van hoe ons seile gespan het. Hoe ons so ver ons gaan Jesus leef en verkondig, of dit ook opgeteken sal kan word, of daar iets die moeite werd sal wees. Die seilboot in die voorportaal, dis daarom ons te herinner om ons seile vir God te span. Ons lewens en ons gawes vir God beskikbaar te stel. En jy kan antwoord op die Here se stem van verlede week. Kom en hy sal span jou seile, vir jou die lig gekom, Jesaja 60, Dirk het gepreek. Deur jou naam op een van die seiltjies te skryf en op te plak teen die seilboot. En as jy in 'n ander dorp of gemeente of land bly, gaan meld aan. Gaan sê, hier is ek wil dien. Kom ons raak net weer opgewonde. En as die Here wil volgende Sondag, in die erediens, gaan ek kort vertel van wat God in hierdie gemeente al die jare gedoen het. En Dirk sal die woord vir ons verder bring. Here, dankie dat u in ons werk. Dankie Heilige Gees dat u in ons woon en ons hoor vanoggend ons verantwoordelikheid en ons hou daaraan vas. Ons neem dit ernstig op. Ons sal ons seile span. Help ons om ons seile te span. Help ons om die wind reg te lees wat u gee en te gaan doen wat u van ons vra. Om te dien, om geloof te lewe, om mense te wees deur wie u kan werk. Ons bid dit in Jesus naam.
Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van sy Heilige Gees, is en bly met ons elkeen. Amen.